Halleluja. Kom ons gee die Here net 'n lekker handeklap en 'n prysoffer en verwelkom ook al ons kruiskykers. Kom ons gee al ons kruiskykers 'n lekker handeklap wat vanmôre by ons inskakel. Halleluja. Nou vanmôre toe ek hierdie boetse aantrek, toe weet ek nie of ek vir Kid Darren gaan kanaliseer in die diens vanoggend nie. Maar ek wil vir jou sê, ek hoop hier's geen los lappies in die plek nie en geen jaloersbokkies nie. Ons praat oor geloof. Halleluja. Sê vir die persoon langs jou, jy moet glo. Soos die skrif sê. Halleluja, wat gebeur dan? Dan sal daar strome van lewende water uit jou binneste uitvloei. En nadat ons nou verlede week in Johannes gekyk het, waar die disippels op Jesus se graf afkom en dis leeg, sien ons dat hulle daar en dan sê dat hy dit gedoen en hulle gaan nou die woord glo. Na 3,5 jaar wat hulle saam met hom loop en daar soveel hoop wat in mense se harte opgevlam het hierdie week, want hulle het agtergekom dat ons wat van hom hoor maar hom nie gesien het nie, sukkel by kere om te glo, maar daar's 12 manne wat saam met hom geloop het vir 3,5 jaar en nog steeds gewonder het of hy regtig gaan doen wat hy die hele tyd gesê het. En daar's hoop vir ons. Nou, ek wil vir vanmôre ek moet by 'n plek kom dat ons die woord sal glo. Petrus kom daar en hy sê, maar ek sal nou in hom glo en ek sal glo in dit wat hy gesê het. Romeine 1 vers 17 gaan ons vinnig na toe gaan, terwyl ons in hierdie oggend gaan praat oor geloof. Sê vir jou buurman, buurvrou, ons gaan oor geloof praat. Hoekom gaan ons oor geloof praat? Hierdie is die sleutel. Wie van u is wel op die sleutels van geloof op die uitsending? Jy kry die keys of faith. Nou asseblief, dit is belangrik dat jy hierdie sleutel sal toepas. Nou ek weet baie kere en veral as jy in 'n sekere toestand is, dan wil jy baie keer jou huis oopsluit met jou kar sleutel. Nee, jy moet die regte sleutel vir die regte deur gebruik. So het ons geloofsleutels nodig sodat ons berge kan skuif. Wie tans is getrotseer of gekonfronteer met 'n berg wat voor jou staan, en ek praat nie van Tafelberg nie. Ek praat van 'n probleem, ek praat van 'n uitdaging, ek praat van 'n fisiese kondisie, ek praat van 'n geloofssituasie wat jy het met jou familie. Ons gaan met hierdie berg begin praat sodat hy kan skuif. Geloof stel ons in staat om te sien wat natuurlik nie moontlik is nie om te gebeur. Geloof is groter as die natuurlike wette. Want wanneer die dokter kom, en ek het amper gesê die vyand kom, wanneer die dokter kom en hy gee vir jou 'n diagnose, dan vat ons daai woord na die Here toe, want hy het die hoogste gesag. Romeine 1:17 sê, die goeie nuus wys ons hoe God mense regverdig maak voor hom. Aan 'n woord, dis goeie nuus. Vanmôre moet u die boodskap van geloof ook sien as goeie nuus. Ons kies om God te glo. God is groter as jou probleem. Vanmôre kies ons om ons oog weer te vestig op Christus, die een by wie ons nie kan bysit nie, maar hy sit by my by. Hy sit by u by. Daar waar ons moontlik in ons verskeie vlakke is van geloof, kom ons en hy sê hy is die volëindiger van my geloof. Miskien het jy nodig net om by jouself vanmôre te sê, laat toe dat God by jou sit. Die goeie nuus wys ons hoe God mense regverdig. Ander woorde, hoe ons in regstaande met God kom. Regverdig maak voor hom. Dit begin en eindig met geloof. Soos die skrif sê, die regverdige sal hoe leef? Uit die geloof lewe. Baie keer word ons vasgevang in die natuurlike, ons word vasgevang in hierdie vleiskas, maar hy wil hê dat ons in die geloof moet leef. So geloof vanmôre, en u sal moontlik by Loftal al 'n paar keer gehoor het, indien nie, wil ek graag hierdie formule tot jou lewe voorstel en wil ek hom graag aan jou vanmôre gee. Dr. Gustav sal altyd preek en sê, bergverskuivende geloof is gelyk aan. Nou wie van u is vandag nou baie trots om te kan sê, jy was nie so goed in wiskunde gewees nie. Want jy het agtergekom hoe min jy dit nodig gehad het tot dusver toe. Die formules en die enigste paai wat ek hou van, is die een om te eet. Nou as jy 'n paar tieners in jou huis het en jy is weer graad 6, dan is jy weer besig om met
met al hierdie formules te moet deel. Maar bergverskuivende geloof is gelyk aan om te hoor met die oor. Te luister, om te hoor wat die woord sê. Ander woorde, hoor met die oor, en ek praat van met jou geestesoor, en ons gaan nou praat oor ons geestesoog. Maar om te hoor met die oor, te glo met die hart en te sê met die mond, dis gelykstaande aan bergverskuivende geloof. Want ons sien verder dat Hebreërs 11 vers 6 kom en sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ander woorde, om plesier aan hom te verskaf. Daarom moet ons by hierdie plek kom dat ons sal uit die geloof leef. Sê daar so, want elkeen wat na God toe gaan, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom ernstig of met alle ywer soek. Nou, ons het nie soos hulle, en ek praat van die disippels, met hom geloop nie. Ons hoor vanmôre van hom. Moontlik is hy hier vir die eerste keer en ek wil graag hê dat jy die manier wat jy na God kyk, moontlik van 'n ander lens of 'n ander perspektief sou vanmôre kyk. Hy is baie meer as die ou baas daarbo. Sien, dit is tradisie en oorleweringe wat hom aan die kruis vasgenaal het. Maar is verhouding wat hy vanmôre wil hê. Hoe belangrik is verhouding vir hom? Hoe glo hy in verhouding? Hy glo so in verhouding dat dit die deurslag sal gee en dat dit die verskil sal maak tot wanneer ek tot hom voorgestel word. Hy gee sy seun sodat hy 'n familie kan oes. Hy's 'n familieman. Hy wil hê ons moet met hom praat. Hy wil hê dat ons na hom toe sal gaan en sê, Here, hierdie is die situasie wat ek het. Hy wil hê dat ons hom moet nader soos wat ons mekaar nader. Natuurlik met die gepaste agting en die gepaste eer, maar dat ons hom sal sien as 'n werklikheid. Sien, baie van ons wonder nog omtrent die Here. Maar jy het nodig om dit vanmôre vas te maak. Ons moet na hom toe gaan, hom wat ons nie kan sien nie. Sien, dieselfde geloof wat gaan nodig wees om die sieke uit die rolstoel uit op te lig, is dieselfde geloof wat ons inspann om te glo dat hierdie God wat ons nie kan sien nie, vir ons 'n prys betaal het en ons eendag vir ewig met hom gaan inwoon. Geloof. So ons weet vanmôre dat geloof, ja, vaste vertroue is. Wat is geloof in u lewe vanmôre? En 'n paar van ons, omdat jy nog nie regtig hierdie geloof toegepas het nie. En verlede week het ons gesê, ons gaan nie meer nee vat vir 'n antwoord nie. En ons selfe het uitgekom, hoe ons hande op dooie dinge lê, en hoe ons 'n verwagting het dat God hierdie dinge gaan lewendig maak. Wie van u weet dat die Here is besig om sy mense te bekragtig. Ons kan nie buite geloof leef nie. Kom net so vir 'n paar moontlike oomblikke. Wie van u het al 'n onmoontlike situasie gehad en jy lê jou hande toe op daai onmoontlike situasie en toe het die Here vir jou 'n wonderwerk gegee. Kom ons het getuies by ons sel gehad hoe die Here manne bekragtig het om dooie batterye op te wek. Halleluja. En is daardie geloof wat weer terugkom tot ons harte. Kom wanneer jy weer 'n situasie sal vat, en ek praat van jou finansies, ek praat van jou fisiese liggaam, ek praat van jou verhouding tans, jou besigheid, dat ons dit weer sal aangryp en met dit sal praat, in steede van dit met ons profeteer. Kom, hoe het jou omstandighede in hierdie week vir jou gesê hoe sleg dit gaan nie? Is dit nie tyd dat ons nou met dit sal begin praat en sê, nee, God het die laaste sê nie. Ek is nie vasgevang en ek is nie so verloor. Nee, ek staan vanmôre opnuut. Hoekom? Want sy genade vanoggend was vir ons vars en nuut. En dis wat ons vanmôre omhels, want ons gaan na God toe gaan met vars geloof. Jou familie gaan nie onder nie. Hulle gaan deurbreek. Kom, is daar nie tyd nodig en dis nou dat ons woordeskat en die manier wat ons oor jou kinders, oor jou man gepraat het moet verander, oor jou vrou, jou besigheid gepraat het verander nie. Is dit nie nou tyd dat ons lewe spreek in steede van saamstem met die dood nie? Nou wanneer ons by geloof kom,
dan sien ons dat geloof is nie net begeerte nie, maar dat begeerte my tot geloof sal lei. Geloof is nie gevoel nie. Hy wil hê, en ek praat van God, wil nie hê dat jy apart moet leef nie, maar dat ek selfs my gevoelens, en nie deur my gevoelens sal beweeg word nie, maar dat ek my gevoelens na die Here toe sal bring en sê, Here, laat ek voel oor hierdie situasie, daar 'n opgewondenheid in my hart kom, want u woord is lewendig in my hart, en mag dit my weer moed gee vir hierdie situasie. Sien Efesiërs 1 vers 8, en dis waar ek vanmôre wil praat vinnig oor ons geestelike oë. Daar's 'n riem wat werkliker is as die een wat ons sien. Duidelik is die skrif om te sê, ons wandel nie volgens aanskouing nie. Jou gesiendheid, deursig nie. Maar dat hy 'n riem bokant oor ons, om ons, u is nie besig om te sien wat tans aan die werk is namens u en vir u nie. Efesiërs 1:18, ek bid dat die oë van julle harte verlig sal word, sodat julle kan sien wat die hoop van sy roeping is en hoe ryk sy heerlike erfenis onder die gelowiges is. Dat die oë, dat daar verligte oë tot ons verstand sal kom, dat ons begin sien die dinge wat tans nie gesien word nie. Hoekom sien ons dit nie? Want ons is vasgevang in hierdie wêreld deur omstandighede. Die dokter het gesê, ag, jy gaan maar dieselfde paadjie loop as wat die ander geloop het, want dis die tendens. Nee, hy het nie geweet dat jy 'n kind van God is nie. Hy het nie geweet dat daar 'n hoër woord oor jou lewe uitgespreek is nie. Dit maak nie van ons nou anders en spesiaal nie. Dit maak van ons mense van geloof om te sê, ja, dit mag moontlik so gewees het verander, maar ek vat die woord van die Here, ek gryp die Here vas, ek bind myself tot hierdie gebedsaltaar en sê, Here, ek gaan U nie los totdat U my seën nie. Sien, ons is so gou om net te glo wat oor ons uitgespreek word, maar hy het die laaste sê. Die woord van die Here oor jou lewe. So nodig is dit dat ons oë moet oopgaan, dat die skille van ons oë sal afval. Ons sien dat nadat Abraham sy eie planne gemaak het, en hy vat vir Hagar en hy maak Ismael by haar, en hulle word in die wildernis ingestuur. Die Here maak selfs haar oop sodat sy 'n oasis kan sien. Ons sien Elisa stuur vir Gehazi om te gaan kyk na dit wat die Here wil doen, en sy oë moet oopgaan. Hy bid en sê, maar maak die knegt van my se oë oop. Hier's iemand in hierdie plek vanmôre, jy het nodig om vanmôre te kyk na jou situasie en toe te laat dat God jou oë sal oopmaak oor daai werk, daai besigheid, daai kontrak. Hy het nodig om jou te laat sien soos wat hy wil hê jy moet sien, sodat jy sal sien hy's die weg, die waarheid, die lewe. Nie net die uitweg nie, hy's die weg, die waarheid en die lewe. Moenie so in hierdie oggend so gou wil hoop opgee nie. Mag jou hoop in die Here wees. Mag jou hoop vanmôre in die Here wees, deurdat hy jou oë sal oopmaak. En dan, wanneer ons na Numeri toe gaan en ons sien, ons vind in hoofstuk 13 en 14, vind ons die kinders van Israel kom uit Egipte land uit, en hulle is verlos van verdrukking, hulle is verlos van 'n klein lewe. En nou moet hulle ingaan, hulle kom by Kadesh, en hulle het nodig om die beloofde land in te gaan. Hier's 'n paar van u wat in hierdie maand, terwyl ons praat van geloof, het u nodig om u profetiese woord weer voor u te bring. U het nodig om weer te sê wat die Here gesê het. Lank genoeg het u nou gesê en geherhaal wat die probleem is, maar jy het nodig om te sê, Here, u het gesê ek in my huis ons gaan die Here dien. Here, u het gesê dat hierdie besigheid gaan verheerliking tot u naam bring. Here, u het gesê dat ek en my vrou, dat ons familie en ons nageslag in u uitbou. Here, ons bring weer die woord voor u. Hierdie werk wat u begin het, gaan u volëindig. Here, u gaan my nie tot hier bring en my nie deur laat trek nie, sodat ek nie net na die beloofde land sal kyk en nie sal ingaan nie. Sê vir jou buurman, buurvrou, ons gaan in. Sien, en daarom kom ons en ons sien Moses in daai dag kom en hy stuur die spioene uit, en ek het nodig om te haas. Ek wil self by die beloofde land uitkom, nie dat dit 9 uur gaan wees nie, maar ek wil hê ons moet daar uitkom en jy moet hierdie woord hoor, dat jy hom hierdie weer kan toepas. Hy moet toegepas word. En hy stuur die verspieders, die spioene uit, en daar's
12 van hulle wat uitgaan en hoeveel kom met 'n negatiewe verslag? 10 van hulle kom met 'n negatiewe verslag. En Joshua en Caleb, en is nou omdat sy lip kaal was nie, hy en geglo het hy mag nie skeer nie. Joshua en Caleb kom terug met 'n positiewe verslag en hulle is die enigste twee wie se name ons kan uitspreek en onthou. Ander as jy deur die Bybel gaan jongens, maar klink asof jy iewers jou hond uitjaag. En die kat in die hondehok slaan, nou nie knyp nie. En hulle kom met 'n ander verslag. Hoekom? Omdat hulle gekies het om nie met vrees te kyk nie, maar hulle het gekies om met geloof na die situasie te kyk. En vir die volgende 10 minute wil ek vinnig net gekonsentreer en dan het ek so 3 minute oor wat ek die oog kan hak met geloof. Ek wil 'n paar reëse in jou lewe net gou by die knie sny sodat hulle daarom so groot en hoog soos jy is. Dat jy hulle in die oë kan kyk en sê nie langer nie. Nie langer nie. Kom jy is bang om in hy gang af te loop van hy ding waar aan nie in die gang is. Jong, totdat jy gesien het, is jou vrou wat die mop in die gang vergeet het. Maar terwyl jy so om die draai gekyk het, toe lyk dit soos iets wat vir jou staan en wag. En meer jy lê, kom, jy het nou al gesê, sy moet gaan kyk. Is jou beurt, liefie. Mama is jou beurt. Hoe meer groei hy. So, wanneer dit kom by geloof en vrees, die verligte oog van die verstand, ander woorde, God se lig tot jou oog. Nie langer duister nie langer half dof nie, nee, ook nie soos Lea se oë dof nie, hy wil hê jy moet voortbring. Sien, jy moet kan sien dat jy in staat is om voort te kan bring. Jy is geroep om voort te bring, jy is geroep om te vermenigvuldig. Hy wil hê dat jy lig, lewe en vermenigvuldiging moet ervaar. Die vyand wil hê dat jy donker en verdriet en vermindering moet ervaar. Sien, die oog, of wanneer ek kyk met die oë van vrees, sal dit maak soos die spioene, soos die ander 10 wat gekyk het na situasies. Dit sal maak dat jy jou situasie en probleme gaan oordryf en groter sien as wat dit is. Ek weet 3 uur is God se uur, maar wanneer jy begin ewe skielik wakker word en jy begin dink aan daai situasie wat jy niks aan kan doen nie. Jong, staan jy eerder op en begin hom na die Here toe te bring. In steede van om te lê en te bekyk en daai molshoop in 'n Tafelberg verander. Nee, wanneer ek vrees, en daarom het ek nodig dat ek die perfekte liefde van die Here sal aangryp. Daarom is dit nodig om te weet wat God omtrent u en my dink. Daarom is dit nodig om te weet dat hy is 'n liefdevolle Vader. Sien, baie mense het hom kom skets en aan ons gewys as een wat ver is. En nie net is hy ver nie, maar hulle het hom geskets as een wat ver en wreed is. Iemand in Oudtshoorn sê 'n paar jaar terug vir my, Jaco, jy maak die Here te nice. Want hulle was gewoond gewees om oor die kop en met die sambok geslaan te word. Jy maak Jesus se toeganklikheid te maklik. Nee. Die voorhangsel is geskeur sodat ons kan kom met vrymoedigheid na 'n troon van genade toe, sodat ons die hoop van hierdie wêreld kan wees, sodat ons by 'n plek kan wees om ons lig te laat skyn, sodat ons die sout van die aarde kan wees, sodat ons mense 'n dors kan gee. Mense van geloof. So kom ons en ons het nodig dat die perfekte liefde van 'n Vader, hoekom word ons vaders in ons gemeenskappe aangeval, ons paas? Hoekom wil die vyand die paas uit ons gemeenskappe uitkry, sodat ons gemeenskappe vasgevang kan word in vrees? Vrees van hoe die toekoms gaan lyk, want daar's geen stabiliteit nie. Daarom wil hy hê, u en ek moet hom, as pa moet ons hom begin omhels, sodat ons kan weet, dis daardie perfekte liefde wat die vrees na buite dryf. Wie van u is vandag besig om 'n les voor te betaal wat jy uit vrees gemaak het? 'n Fout wat jy uit vrees gemaak het. Ons het probeer om die Here te help.
Sien, wanneer ek met die oë van vrees na my situasie kyk, gaan die probleem groter raak. Hy gaan maak, dit gaan groei en ek gaan my eie vermoë onderskat. Selfs soos wat hulle in Numeri 13 en 33 kom en sê dat so het ons begin lyk soos sprinkane in die oë van hulle, die reuse in die stad. 40 jaar later, so 2 minute oor. 40 jaar later, nadat die kinders van Israel, dan moes 'n hele generasie uitsterf. Sien, wat wil ek vanmôre hê moet uitsterf sonder dat u dit mis? Ek wil hê die ongeloof in jou hart moet uitsterf. Hoe gaan die ongeloof in jou hart uitsterf? Deur dit geloof in jou hart kom. Hoe kom geloof in jou hart? Ek so bly jy het gevra. Geloof kom deur die gehoor van God se woord. Daarom het ek nodig om die woord in te kry. Sien, hierdie is nie net een pilletjie nie, hierdie is nie net een ou skeppie van moontlik, ek weet nie, vandag drink ek weet ons praat van kerke wat die pastore sê, die mense moet nie die gras eet nie, maar het u al gesien hoeveel mense drink die gras in hulle matchas? Halleluja, ons gaan nie daaroor praat nie. Kom ons kom verby. Halleluja, dit het meer vanmôre nodig as net 'n vinnige pilletjie. Jy het nodig om hierdie woord te hoor en weer te hoor, sodat jy vanmôre die ongeloof sal laat gaan, die vrees sal laat gaan en begin najag die geloof wat God behaag. 40 jaar later, kom vertel hierdie manne wat in die beloofde land was, hulle wat 2 manne 'n druiwetros gedra het, hulle wat gesê het, nadat die spioene kom, sê het, maar hulle is reuse. Kom vertel hulle self aan die Israeliete, aan die kinders van die Here, sê, julle weet nie hoe bang ons vir julle was nie. Toe ons sien dat daar verspieders, toe daar spioene in ons land kom, julle weet nie hoe vreesbevange ons vir julle was nie, maar ons het gehoor, julle God het gedoen wat hy gedoen het, en julle uit Egipte land gelei, en ons het gehoor van die 10 plaae, ons was bang vir julle, maar omdat die verspieders, die spioene in vrees geopereer het hulle uitverkoop. Hulle het met die oë van vrees gekyk. Hulle eie vermoëns is geonderskat. Wat gaan die oog van vrees begin doen? En moontlik, en moenie vanmôre jou hand opsteek nie, maar moontlik is dit waar jy is. Moedeloosheid pak jou. Hoe weet jy vanmôre of jy met geloof of vrees na 'n situasie kyk? Vra jouself af, waar is jy in jou gemoed? Numeri 14:1 sê dit, die hele volk het hardop begin huil. En hulle het die hele nag aangehou huil. Wanneer jy met die oë van vrees kyk, begin jou moed aangeval word, jou durf. Ons fondasie is in die Here. Dis in hom wat ons vertrou. Sien, wanneer jy met die oog van vrees kyk, en hierdie is vanmôre 'n goeie maatstaf vir ons. Ek sê nie vanmôre, vind uit waar jou man, waar jou vrou in hulle geloofsreis is nie, of hulle met vrees of geloof na 'n situasie kyk nie, maar vra jouself vanmôre af. As daar moedeloosheid begin insluip het, is dit moontlik omdat vrees aktief aan die werk is. Volgende vlak moontlik as identifisering van waar ek tans is, of ek met geloof of vrees na my situasie kyk. Hoe baie kla en murmureer jy? In gelykstaande met hoeveel lewe jy spreek. Sien, dit begin sê vir my, kyk jy met vrees of kyk jy met geloof na die situasie? Jong, ek weet nou nie, die Here het gesê, maar jong, ek weet nou wat die Bybel sê, maar vir ons, nee, ons kom by 'n plek waar ons die denkbeeldige lyn in die grond trek en sê, ons gaan nie onder nie, ons gaan oor. Volgende vlak, en ek weet baie van ons het al hierdie dingetjies wat ons doen, veral wanneer jy baie gesteld is op waar jou liggaam is, jou oog raak bietjie dof en dan is jou bloeddruk mos hoog. Jou ore slaat toe, nee, nou moet jy waar is die bloeddrukmasjien? Is daar ook 'n bloeddrukmasjien langs jou bed? Jong, jy lê nog so, dan voel jy nog hoe siek jy is. Die bloeddrukmasjien gaan sê of jy gaan opstaan of nie.
Het jy jou klein ritueeltjies? Kom, die bloeddrukmasjien is daar, en dan is die halwe disprin ook daar langs aan. Kom, ons het almal hierdie dinge wat ons doen. Help my uit vanmôre, Bro John, help my uit. As die bar once nie daar is, dan is die halwe piesang daar iewers. Vir my suikervlakke. Maar so begin ek. Ek begin myself uit te lig en nie langer in hierdie vrees te laat opereer nie. Want sien, wanneer ek begin kla en my murmureer, dan sal een of ander tyd 'n plek waar ek gaan kom. En dit is wat ek vanmôre 'n genoegsame vangnet vir jou wil hê. Dit is nie 'n stryk nie, nee, 'n vangnet. Dat as dit is waar jy vanmôre is, dat jy nie vanmôre dieselfde sal uitstap nie. Want sien, wanneer ek begin in hierdie stappe te volg, dan sal ek begin sien dat ewe skielik beland ek op 'n plek wat ek moet opgee en ek die Here verantwoordelik hou, hom die skuld gee. As hy maar net ons gelos het waar ons was. Nee, is omdat hy weet hierdie is. Kom, hier waar ons is met ons families, hier waar ons is met ons gesinne, hier waar jy is met u besigheid. Baie kere is veilig en verdrukking saam. Maar om 'n stap van geloof te vat, bring vryheid. Kom, ek gaan dit weer sê, want sien, hulle verlang toe terug na hoe dinge was. Hulle verlang toe terug hoe hulle in Egipte land genoeg gehad het. Hulle was in slawerny, hulle was verdruk geweest, maar volgens hulle was hulle veilig. Nou is dit onbekend. Hier's mense wat vanmôre hier sit. Die Here roep jou uit om te glo, en ek sê nie anders te glo nie, maar jy het 'n roete geloop tot dusver toe, en moontlik was dit voorspelbaar, of ja, daar was moontlik 'n sekere veiligheid, maar nou is die Here besig om vir jou te sê, dat om dit te doen soos jy dit voorheen gedoen het, gaan jou nie vorentoe vat nie. Hy wil jou nader aan hom hê. Hy wil begin hê dat hy soos 'n lam wat om die nek hang van 'n herder, wil hy self met jou praat om te sê, daar's groter, daar's dieper, daar's meer. Ons het tot dusver toe het ons nou geleef van die melk, maar ek wil jou inlei en ek wil jou in vaste spyse inlei, en daarvoor gaan jy nodig hê om 'n ander roete te gaan en my te vertrou. In steede van veilig en verdruk. Here, op u opdrag, klim ek vanmôre uit hierdie boot uit. Sien, as van u wat hier vanmôre sit, die res van die musikante kan kom. Jy het vanmôre nodig om die vrees te arresteer, waarmee jy tot dusver toe gehandel het, en vanmôre in geloof deurbreek. As ek met die oë van geloof gaan kyk, dan gaan ek sien dat my probleme gaan verklein. Ek gaan sien dat die Here deur geloof die deur wat ek nodig het om deur te loop oop te maak. As ek met die oog van geloof vanmôre kyk, gaan ek sien dat hy vir my die volgende tree sal uitwys wat ek moet neem. Geloof, en met die oog van geloof gaan ek vanmôre sien dat God se beloftes oor my ontsluit word, en dat dit deur hom te ken is, dat ek sal sien dat in hom elke belofte ja en amen is. Daar gaan weer 'n opgewondenheid in jou hart opstaan wanneer jy deur geloof na 'n situasie kyk. En geloof gaan jou die krag gee om moeilike tye te trotseer. Vanmôre wil ek met mense praat. Jy's hier, jy's in hierdie gebou, jy's in hierdie plek vanmôre, en jy sê, Jaco, jy ken nie my situasie nie, maar vanmôre kies ek om die Here aan te gryp met 'n nuwe geloof. Ek praat nie van 'n vars, ek praat nie van 'n ander geloof nie, ek sê met dat die Here vanmôre sy greep op my lewe sal versterk.
vanmôre opnuut maak ek 'n besluit dat tot dusver toe het ek 'n sekere manier gehandel. Maar vanoggend sê ek nee vir die planne van die vyand en ja vir God se beloftes. As dit vanmôre u is, wil u nie saam met my staan nie. Ek sê ja vir God se woord. Ek sê ja vir my genesing. Ek sê ja vir my familie se redding. Vanmôre maak ek my gedagte op om nie langer hierdie berg te dra nie, maar met hom te praat en dat hy skuif. Met hande na die hemel. Gee ons vanmôre ons harte oor. Staan vanmôre op sy woord. Wat is my gebed? My gebed is dat daar salwing tot jou lewe gevoeg word, sodat jy die vermoë in die Here sal ervaar om die volgende stap te neem en te sê, ek gaan op die water loop. Geloof, vat vanmôre pos in jou hart. Jy gaan nie onder en jy gaan oor, met hande na die hemel. Moontlik het jy net nodig om vanmôre te laat gaan van die plan wat jy wou toepas. As jy vanmôre hier staan en jy het 'n plan gehad om 'n einde te maak, vanmôre spreek ek lewe tot jou lewe en ek arresteer daardie gedagte van dood in die naam van Jesus. Met hande na die hemel kom ek vanmôre en sê, Here, indien my hand aan 'n vreemde ploeg was, Here, laat los ek vanmôre om te sê, Here, u woord en u woord alleen oor my lewe, in die naam van Jesus, ek gee vanmôre oor. Kom ons sing dit vanmôre met hande. Ervaar hoe hy vanmôre selfs sleutels in jou hande sit terwyl jy dit na die hemel hef. Hoe hy jou hand versterk. Vir jou die wapens gee, anders as die wapens waarmee die wêreld veg. Here, ons loof U. Moontlik is U vanmôre hier en jy het gebed nodig. Net iemand om saam met jou te stem. Daar's baie wat gebeur terwyl ons net uitstap. Gebruik dit as 'n profetiese aksie en demonstrasie waar jy sê ek stap uit hierdie beknoptheid, vernoude situasie van my lewe uit. Jy het gebed nodig, kom staan hier voor en laat ons saam met jou bid. Die woord oor jou lewe spreek, as daar siekte in jou liggaam is, ons is hier om genesing oor jou lewe te verklaar. Ons glo dat die Bybel sê dat ons ons hand op die siekes sal lê en dat hulle sal gesond word. Dit is ons verwagting. Dat ons ons hande op die dooies sal lê en sal opbring uit dooie situasies in die lewe in. As jy vanmôre hier staan en jy het gebed nodig, vat vanmôre moed en kom dat ons saam met jou bid. Voordat ons hierdie diens afsluit, enige iemand staar 'n situasie in die gesig groter as jou self, maar nie groter as God nie. Halleluja. Hande na die hemel. Here, ons loof U. Oh, Here, ons loof U. Daar is niemand. Alleen. Here, ons loof U. Verklaar dit. Oh, Here, ons
U en op U vertrou. Ons loof U. Here, ons loof U. Niemand soos U. Pastor Frans, kom sluit vir ons af en maak slank reg vir dit. Ek wil vir julle as familie, as julle ma en dogter net vriendinne, sien hoe die Here beide van julle lewens bonatuurlik gaan ingryp. Sy liefde kom en dryf die vrees na buite. Sien dat selfs die woorde waar 'n mens meer in stilligheid saamstem, ontkoppel en ontwortel ons vanmôre verklaar lewe in oorvloed. En daardie oorvloed beteken nie net baie nie, dit beteken 'n vrede wat verstand te bowe gaan. Sien hoe hy wat spesialiseer in onmoontlike situasies, hy wat kom en dit lyk 'n sekere manier en sê nee, die seisoen verander. Al lyk dit soos asof dit saam met die seisoene van die wêreld tans in plek geval het, waar alles net stil raak en alles gaan in 'n winterseisoen. En sien hoe die Here nuwe son, nuwe lig oor julle laat deurbreek. Hoe hy kom en hy gaan julle versterk. Sien hoe hy julle uitlig oplig. Hoekom? Want hy wil hê julle moet groot dinge vir hom. Die aanval was reeds op dit om te verhoed dat julle harte, julle ywer is om groot dinge vir hom te doen. En ewe skielik is dit gevoel asof groot skade wees julle lewe oorskadu het, maar sien hoe die Here vir julle deurbreek, want hy's lief. Hy's lief in 'n manier soos geen mens. Baie kere dan wonder ons, Here, maar as ek net meer kon doen, dat daai een, dat hulle net meer aanvaar en net meer liefde. Hy het in 'n manier lief soos wat geen mens kan lief hê. En hy sien hoe hy die vrees na buite dryf en die volgende stap duidelik raak, want hy's vir julle lief. Here, ek dank U vir dit wat U doen in hulle lewe. In Jesus naam, Pastor Frans. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre weer in die huis te kan wees. Here, terwyl pastoor Jaco so preek, dink ek so aan die vrou wat met klippe gestenig moes gewees het of sou gewees het as dit nie vir U was nie. Maar wat vir my so mooi beeld is, Here, in daardie gedeelte is waar U so op die grond skryf of teken. Toe kom die gedagte net vanmôre in my op, o Here, die streep is getrek. Lank reeds op Golgotha is die streep getrek deur Jesus Christus self. So Here, ons kan nie kom nou en sê ons het nie geweet nie, want U het reeds die prys betaal, o Here. Ons weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd. So ons het vanmôre die keuse, kies ons reg of kies ons verkeerd? Kies ons om aan die kant die streep te gaan staan of kies ons om aan die kant van Jesus te wees en te doen wat U van ons vra? Here, die versoeke is vanmôre uitgestuur na die bruiloft toe van die lam. En as ons vanmôre kies om Jesus se kant te wees, dan is ons reg en sal ons gered wees. Dan sal ons in die hiernamaal saam met Jesus wees. Daarom kom ons vanmôre, Here, as daar nog twyfel in ons hart is, as daar nog dinge in ons lewe is waarmee ons moet deel. Ons ken onsself die beste naas God. Ons weet wat is reg en wat is verkeerd. Help ons opnuut, o Here, om die regte keuses in ons lewe te maak, in ons huwelike, met die opvoeding van ons kinders, by ons werk, by die kerk, in die straat, daar waar ons alleen is, waar niemand my kan sien nie, behalwe God. Help ons, o Here, in hierdie dag om opnuut te sê, ek kies die Here, ek en my huis kies die Here, en ons sal die Here dien, want dit is die regte ding om te doen. Ons bid dit opnuut in Jesus se naam. Amen en amen.